Nou hier is twee tekste wat problematies kan wees as jy nie verstaan wat Jesus hier sê nie. Markus 9:43, as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dis beter vir jou om vermink die lewe in te gaan as om twee hande te hê en in die hel, Gehenna, te gaan, in die onuitblusselike vuur. En dan Markus 9:46, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Verwysend na die dal van Hinnom naby Jerusalem, waar vuur nie uitgeblus is nie en waar die wurm nie gesterf het nie. Elke dag is daar nuwe liggame op daardie hoop gegooi. Nou, Gehenna, wat gaan hier aan? Jesus is eintlik besig om het woord in Jesaja, in die Ou Testament aan te haal. Wat staan in Jesaja 66:24? En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. Die gelees wat daar staan. Waarvan praat hy? Jesus is besig om Jesaja 66 aan te haal. En hy praat hier van lyke, dooie liggame. Hier word nie gepraat van lewendige siele, wat deur die wurms verteer word nie. Of lewendige wesens, wat deur die vuur verbrand word nie. Dooie liggame, met ander woorde, lyke. So is net een verklaring hiervoor, en die enigste woord wat enigiets met vuur te doen het, is Gehenna, wat brand. Maar let daarop, in die 12 tekste word daar verwys na die liggaam, wat in die vuur gewerp word. En dit maak slegs sin, as jy die uitvoerende oordeel aan die einde van die 1000 jaar verstaan, wanneer daar die liggame van die goddeloses in die vuur, die poel van vuur, gewerp sal word. Maar dan moet jy die 1000 jaar begryp. Vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslaan. Met ander woorde, Jesus is eintlik besig om daarna te verwys. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar ook die dier en die valse profeet is. En as het bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy ook in daardie poel van vuur gewerp.